Ek dink ek het toe al my eerste panic attacks gekry en goed, ek kan soos onthou. Ek het so in daai emotional turmoil dat ek soos bekeer. Okay. Op een of ander CSV kamp. So ek dink sonder dat ons dit weet, het ons so half gesing oor hierdie identity kind of crisis van jong Afrikaners. Die need om te create en om myself te express is al daar vandat ek jonk is en I can't imagine that that'll go away. Hunter Kennedy. Hey. What? Kan dit wees? Ek weet nie wat ek doen nie. Maar hier is ons nou vir die eerste Sterrebrand podcast. Baie geluk. En ek het gedink jy is die beste gas om eers te nooi, ook aangesien jy so groot deel was van Sterrebrand. Ek dink die mense weet dit noodwendig dat jy soos you had a lot to do with it. Ek onthou daai dag, ja. Ek wil nou vir jou gevra het. Ek voel geëerd om hier te wees, by the way. Cool, dankie. Maar ek wou jou vra, wat onthou jy van daai dag? Wel, ek onthou jy en John het daar na my toe gekom. Ja. Ek onthou hy was nogal skepties gewees. Was hy? Ek het vir my so gevoel, of miskien net so al versigtig, jy weet, ek het vir my gevoel asof hy maybe nog nie so iets gedoen het nie, Ja. or something. Ek onthou dat hy nie regtig geweet het wie ek is nie, which is fine. Nee. Of dis hoe dit vir my nee, gevoel hy het, geweet. maar dan te geleer. Het hy vir gesê wie die is nie? Ja, ek dink so hy het so half Ja. gesê, ek weet nie, daar was so iets van soos ek het gevoel asof hy nie heeltemal die vibe vertrou nie of something. Interesting. Ja, maar nie in a Interesting. bad way nie. Ja, Net soos wat ek I don't know. Ek het myself maar in sy posisie try plaas Ja, om so ja. jonk te wees en nou fucking sit mens hier en skryf op 'n ek kan Ja, nie onthou het hy- ons op 'n akoestiek geskryf. Ja, so ek onthou presies hoe julle tafel daar daar gestaan bestoep, het en ja. ek het op die een hoek gesit en jy het soos op die myn gedeelte gesit Ja. en John het gestaan. Ja, Die daar teen die hele- ruit of whatever. Hy het die hele tyd net gestaan en ek onthou ek het die hele tyd opgesit want ek het gespeel meestal. Ek het die chords gespeel en ek het bietjie met die melodies gehelp. Maar ek het nie baie min lyrics. Julle het die lyrics. Ek onthou net julle het goed gebounce van mekaar af. Ek kan nie lekker daai deel onthou nie. Ek onthou maar net sulke ek het doen nog baie dagga gerook. Ek so Maar ek dink hy het ook so 'n bietjie. Ja, daag, nee, né? exactly. So ek weet nie, dis sulke patches. Ek onthou maar net die dag daar en ek bedoel Ja. toe daarna het ons so 'n bietjie heen en weer gechat en goed. Maar ek bedoel hy was pretty loskop geweest, right? So Ja. hy sou soos trek stuur en sê ons moet iets doen en dan sê ek soos ja, before. Hoor Ja. mens net niks weer van hom vir 'n jaar nie of Ultimate ADHD. Ja. Ja, nee, en ons het geswem. Ek onthou ons het geswem. Nee, maar klink lekker. Julle swembad was nog groot geweest. Wow. Ja. Okay. En toe het ons somehow by die garage opgeëindig want ek het 'n foto van dit Where? by die engine garage. Well, ek verstaan wat jy sê. Okay. Ek weet nie hoekom nie, maar ek was Want soos ek sou love as ons video's gehad het van daai dag, but Ja. I don't think anything exists, daar's net foto's. Wow. Maar dis 'n cool reminisce want ja, dis Hoekom het jy dit Sterrebrand genoem? Die Sterrebrand die podcast. Ja. Dis the first one, dis die eerste naam wat opgekom het. Nice. En ek het vir sy maale gevra of hulle alright is daarmee. Okay. John is Jan Bloukas by the way. Ons sê die hele tyd John because kan that's dit how we onder- know him. Ja. Maar ons praat van Jan Bloukas en ons praat van die liedjie Sterrebrand want ja, dit was amazing. It was 'n amazing projek en ek het nie gedink dat dit gaan soos nog steeds my most streamed song wees nie. Oh wow. Ja. Amazing. My most streamed song is ook daai ene saam met Tom. Ja, that makes sense. Weskop. Yes. Ja. Thanks John. John sees. Ek wil nou teruggaan way back in your life. Okay. Ek het gedink want obviously mense ken jou, maar hulle ken jou bietjie meer in the background met Fok of Polisiekar en Heuwels fantasties. Like. Ek dink jy kom nou, jy doen nou bietjie meer stuff out there, maar ons sal by dit uitkom. Maar ek wil vir jou vra, wie is Laerskool Hunter en waar is hy? Yes, hoe vroeg? Kyk, ons het soos ek het nog ons rondgetrek. My ouers het geskei, dit was vir my kak. Sure. En toe trek ek en my ma na Hoe oud was dit? Jy doen dink dit ek was so 8 Okay. gewees of whatever. Mhm. Ag en daar's nou 'n klomp sulke connections. Like maar ek dink ek het toe al my eerste panic attacks gekry en goed, ek kan soos onthou dat ek nie Sure. wou skool toe gegaan het daai jaar nie en so weggekruip onder die dashboard en my ma kon my nie Wow. daar uitkry. Ek weet so was nogal stawwerig Ja. dink ek. Obviously is daar mense wat
dit baie heavier gehad het as wat ek het gehad het, you know what I mean? Ek Maar het ook so ek het op my ma se ek onthou soos ek het op my ma se skoot gaan sit want ek wou nie skool toe gaan nie. Fuck school. maar ja, ek dink maar net dit was, I don't know. Ja. Ja, want ek het so 'n bietjie van 'n panic disorder en ek dink toe dit dan maar ook net kop uitgesteek, kind of thing. Ja. En toe het ek en my ma Natal toe getrek, so dit was nogals 'n ervaring Van waar af? van Welgemoot af waar ek nou bly. Oh, So ek was in okay, Laerskool is eerste Welgemoot tot staat 1 en 2 gelofte in Natal. Okay. Van soos 91 tot 96 basically. Maar hoe verskillend? Like dit was sekerlik nogal Ja, daai tyd, ek bedoel jy pak dit dan maar net aan. Ja. I mean, Ja. this is happening. Ja, jy was soos wat 12, 13. Nee, volk staan 1 8. Okay. Wat staan 1 is graad 3, so ek dink mense so 8, something O like that. ja, okay. Maar ja, Natal, ek bedoel ja, gelofte Pinetown, heeltemal anders daar as Welgemoot waar ek groot geword het. Pinetown. Maar ek het goeie vriende daar gemaak en jy Ja. weet mens gaan net so half so aan. Okay. En was jy soos ook baie into lees of ja, sport of I wat? love lees, nie sport nie. Okay. Ja, ek is nie groot op die sport. Okay. Nee. Maar ja, ek sou sê I guess media, jy weet stories, Ja. movies. Ek het baie gelees. Exclusive books. Het nog steeds vir my so of 'n boekwinkel Ja. of 'n biblioteek of whatever. Ja. Ek love it. Dit laat my veilig voel tussen al die boeke en Dis die awesome. van en whatever. Ek love boeke. Soos ek love dit om in 'n boekwinkel te stap. I just really struggle to read. Soos my aandag. Ek kan nie my aandag by dit hou nie. Maar Ja. dit is obviously seker ook maar 'n vorm van ADHD. Movies. Tell me more. Ja. Movies werk. Movies werk, visuals. Ek het van jongs af like ek actually horror. Ek het soos Okay. vroeg Stephen King gelees. Okay. Dean Koontz en seker tipe Roald Dahl, dit het so vinnig ge-escalate voel dit vir my. Okay. Ehm Hoekom dink jy was dit weet jy, ek het 'n babysitter gehad wat Ja. soos 'n so goth vibe, jy weet daai early 90s, Okay. so 92, 93 rond. ja? Heavy goth vibe en ons het Exorcist gekyk toe ek soos 11 was of something. Wow. En dit het my nogals geskaar. I don't know. Dit was net iets omtrent horror wat dit is soos 'n ek dig sci-fi, ek dig horror, ek dig fantasy. Ek like die Ja. fantastical, I guess, Yes, of the okay. otherworldly. Mm. en ek weet nie ek sien nie horror noodwendig as 'n bad dit is soos dit voel vir my soos 'n metafoor vir overcoming Great obstacles, if Okay. you know what I mean, Okay. in general. En ek bedoel, net van my favorite movies is horror. Okay. maar ek het ook daar was 'n plek wat jy kon 10 movies vir 10 dae uitneem. Ja, So ons ek het het ook dit so nogals gedoen. baie gedoen. Ons het ook dis sulke goed, ja. Heeltyd ek Baie musiek, movies. boeke, movies, Ja. tunes. Ja. That's my vibe. Ek Okay. het ook Horror Fangoria magazine. Dit was 'n horror Mm. magazine. Wow. Wat met my CNA kon jy nog subscribe aan Ah. magazines. Hmm. Ek het onthou gedink ek so wou iets. horror make-up soos toe ek 12 was het ek gedink dit is wat ek wil doen vir 'n lewe. Okay, so you're really is die really into horror that make-up genre. ding. Comics, Ja. jy weet ek is into die Okay. comic culture ding. Yes. En ek is wel into metal. My bure daar was so 'n bietjie ouer as ek en hulle het In my Natal nou. in Natal ja, Ja. het my voorgestel aan Guns N' Roses. So Use Your Illusion. En toe ek so half jy weet mens luister maar wat jou ouers luister tot op 'n sekere Yes. punt. En ek bedoel Sure. dit was cool shit, Creedence en Cat Stevens en Queen en Ja. whatever al daai. Yes. Actually was my Same. eerste CD wat ek self kon kies was Vanilla Ice. So to the extreme. Nice. Maar Het dit is wel jy van het daai sy movie selle- gekyk. Ja, of course, cool as Ons ice. het Ek het dit dit oor en oor ons het gekyk. dit It was ook amazing. oor en oor gekyk. Dis great. Ja, ek Corny bedoel. maar great. Ja, fuck ja. Ja. That's amazing. Mm. Maar dit is so half en ek dink toe was ek maybe nog in die Kaap toe ek Vanilla Ice. Maar anyway, Ja. So uit daai toe Guns N' Roses en dit het redelik vinnig in punk en metal in Ja. ge-evolve. Hoe Weet oud nie was jy nou presies. omtrent? Ek sou sê so ook so 12, 13. Okay. Ek sou sê dis so standaard 5. So ek raak 13 en Yes. standaard 5, graad 7. Mm. So dit was so half daai tydperk, Nine Inch Nails en toe op 14 toe is my ma oorlede en toe trek ek terug Kaap toe. Okay. En so jy weet toe was dit weer so half 'n kind of 'n ommekeer. Ja.
en ek was fucking dik gewees op laerskool. Ek het like ek weet nie, uit my emotions of whatever. Maar ek was ook. So ek was hierdie vet fucking metal Slayer fan, graad 8 like. Donker aangetrek. Ja, shirt Make-up? oor die lang shirt. Nee, Ja. nee, fuck, nee, ek weet nie, Dis dit was meer nie heeltemal. gothic, Natal is right? nogals warm, so ek weet nie, jy kan nie like Okay, ja. maar ja, soveel soos wat ek kon. Ja. Maar jy weet, dit was ek dink net ek het access gehad tot dit, maar ja, ek geloof om in CD shops uit te hang. Ja. En net daar net ure spandeer om deur al die CD covers te gaan. Ja. Ek het ook dit gedoen. Arcade games. Ja. Ek weet nie, dis maar seker computer games. Ek en buddies het tot laat in die aand gelaan. Dis ja man, ons lewens is maar ek dink dit baie dieselfde. Ons het baie ons het baie dieselfde groot geword. Ek het altyd gedink strand is ook maar baie soos Bellville, right? Dit voel vir my die mense was baie similar. Ons het net die see gehad. Ja. Maar ek dink ons het dieselfde ons het partykeer tot laat in die aande gesit en dis soos op die rekenaar musiek geluister op Winamp en dan het ons soos die lyrics uitgetik op 'n net op 'n notepad, jy weet op Windows, op ou rekenaars wat niemand nou van weet nie, maar ons het soos daai notepads gevat, nie eers Microsoft Word nie, like net die teks. En dit is soos interesting goedjies met die teks gedoen om die lyrics uit te tik, want ons kon nie die lyrics van die songs nêrens kry nie. Ja, luister jy, ek het uit. Ja. Ja, vir Sulke songs gedistorted van die radio afgetyp, maar ek dink Ja. dis seker net maar ons elder millennial Yes. fucking is dan maar wat mense doen. So ek weet nie of dit eintlik jou vraag beantwoord. Ja, maar en dan ek dink ek's maar 'n geek, Ja. you know what I mean? So tipe vibe. Maar toe is jy nou toe sien nou Kaap toe weer van Natal af Ja. en dan bring dit my na die vraag wie is hoërskoolhanter en wat doen hy? Ja, Wat doen ek hy met het- homself? Ek het so in daai emotional turmoil het ek soos bekeer. Okay. Op een of ander CSV kamp en toe het maar in Bellville was daar so 'n Christen punk rock scene. Yes. En I kind of know of it, ja. Nailed en Seventh Breed Seventh die band Breed, waarna weet hy van. gespeel het en dan was hierdie charismatiese kerk waar Frannie Ja. en jy weet ook klomp van ons heen gegaan het. Was dit baie vir jou soos jy doen dit omdat almal dit doen of was dit soos gevoel Dit het definitief nie gevoel as om almal dit doen nie. Nee. soos nou almal soos die bands wat jy nou deel van is of jou vriende, jy het gesê het bekeerd geraak, jy deel geraak van hierdie kerk of wat? Ja, kyk, dit is oor 'n redelike periode. Ek Ja. bedoel, dit het definitief later aan begin, I guess, was daar maybe so 'n bietjie van 'n trend, maar dit het nie gevoel soos 'n Okay. trend nie. Okay. Maar alles was so skating, Ja. counterculture, Ja, Christendom. Ek weet nie, dit was so weird, Ja, if you know what I mean, ja. so punk, ek onthou dit. tooth and nail, en ek weet so 'n hele vibe. So ek bedoel, dit is nogals 'n interessante vibe, I guess. Okay. Maar ek het kinders toe trek ek en my pa terug Natal toe. Standaard 8, net vir 'n kwartaal. Shame. En toe hy soos nee, dit is fucking kakkie. En toe trek ons terug Ja. Bellville whatever. Ja. Maar ek het so rekenaarwetenskap geneem het. Okay. In die jy weet as jy standaard 8 toe gaan, dan kan jy mos nou kies. Ek weet nie. My school experience very very different. Okay. Maar ja. Okay. So jy moet self keuse vir jy moet kies watse vakke jy gaan doen in standaard 8. Okay. En ek wou rekenaarwetenskap gedoen het, maar toe die skool waartoe ons jy weet die plek die skool by die plek waartoe ons toe getrek het op Slanga het nie rekenaarwetenskap aangebied nie. So toe vat ek kuns daarso. Okay. En toe ons nou terugtrek, toe hou ek net so half aan met kuns en ek sou sê die fine art het so half my interest define vir die Wou res nog van my jou gevra. skoolloopbaan. Soos paint jy? Nie teken meer jy? nie, maar ek Jy het het? ja. Ek het dit ook gaan swat toe. Okay. Ek het Mis jy dit? graphic design. Ek sou nie sê ek mis dit nie, maar ek dink nog daaraan. Okay. Dit sou 'n mission. Ek weet soos dit sou awesome wees om 'n Ja. studio te hê en te kan verf. Maar ek het nooit Ja. baie goed geverf nie. Dit is nie asof ek super realisties. Ek het soos goeders in my brand gesteek en net sulke kleurvelde geverf, jy weet, baie Okay. abstrakt. Ek wou jou eintlik nog gevra het hoe was jou school experience like in general? Ek het myself nie veel aan skool gesteer nie. Ja. Dit was maar ek voel nog as depressed as ek nou terugdink daaraan. Okay. Dink ek was so half sonder jy weet nie besef nie, maar ek dink maar net ek was so nogals te neergedruk. Okay. Ek dink die Christen vibe het half 'n bietjie gehelp aan my maybe. Maar ja, fuck, ek het maar ek weet die skool was so half net 'n plek waartoe ek gegaan het. Ek het nie
baie aandag gegee of Ja. uitsonderlik goed gedoen of whatever. So na soos matriek, jy het dit deurgemaak, jy het dit maar net Standaard 9 het ek nou maar geleer om goed genoeg punte te hê om te kan Okay. universiteit te gaan, kind of Okay. thing. Okay. En toe universiteit het ek heeltemal opgeval. Want ek het gaan graphic design swat. Ja. Maar ja, jy weet in hindsight weet ek nie eintlik of ek moes gaan swat het nie, want toe speel ek al saam met Frannie in 'n band. So Ja. op hoërskool, ek bedoel dis kind of waar Ek- ons ontmoet het of whatever. Ja. Nie op hoërskool nie, maar ek bedoel daai tyd 99. Yes, en ek is nog steeds nie seker of jy maar actually ek bedoel Dis ek net dink okay nie of jy het my jy het dit gesê vir my. ja, ek Maar- ja. Ja, so ek is nie ook nie heeltemal seker nie, maar Big Ja. 3, ek kan dit onthou en John T, jou ex-man, obviously like jy weet en Ja, maar Hog. die girl met die kort hare en die brilletjie was die een wat Ek onthou ek onthou so iets. Maar okay, maar ek wil eers weer vra soos wanneer het jy die gitaar opgetel? Of wanneer het jy actually toe nou musiek begin doen? dit was in daai tyd wat ons so getrek. Ek dink toe ek saam met my pa hulle teruggetrek het Natal toe. My oupa is oorlede en ek dink hy het soos vir my R10,000 gelos of something. Okay. En toe koop ek 'n gitaar en 'n amp daarmee basically. Maar ek dink ek het toe al vir 'n ruk lank soort van gevra vir 'n gitaar vir Kersfees Okay. of whatever, maar my pa was soos dit's net nog 'n fad, dit gaan wees soos whatever, al die ander kant. Rollerblades en you know what I mean, al Ja. die goeders wat ek Ja. opbou doen het. Ja. Skateboarding was nogal 'n groot deel. Mm, Ja, maar soos ek sê, in daai jy weet Ja. skateboarding, punk, ja. metal met hierdie weird Christian angle. Jy so ook man. geskei. Ek het kak geskate, maar ja, ek het my favourite ding was net om te ry op die skateboard en Ja. musiek te luister basically. ja, Maar ja. skate movies en soos jy weet ek het gehou van die kuns, daar's 'n dude Ed Templeton. Ek het gehou van die foto's en die kuns en so half die vibe van skateboarding Okay. was vir my cool, maar Okay. ek het nie baie goed geskateboard. Okay. Frannie byvoorbeeld kon 'n heel flip land wat ek dink is incredible. Okay. Waar was ons nou? Teruggetrek, het Yes. gitaar speel. Ja. Daar's 'n buddy van my Bart Nolte en sy pa het in 'n band gespeel. Ek dink Mm. dalk het sy pa en Johnny se pa saam 12 Ja. in 'n band gespeel. Wow. Maar ek is nie heeltemal seker nie soos wat ons nou bands ken nie. If You Ja. know what I mean? Ek is nie presies seker hoe dit gewerk het nie, maar Hulle het saam gejam of wat? ek weet ook nie, so maybe net 'n paar dudes wat saamkom en Ja. cover speel of so iets, I Yes. guess. Ja. Maar sy pa het so 'n awesome gitaar gehad en Okay. jy weet. Anyway, Okay. dit altyd begeer. En toe kry ek nou my eie gitaar. Ja. Ibanez, so ek was 16 Ja. en Metallica Loud se boek gekry met die note in. So ek Okay. het basically leer speel op daai album. Kon Okay. obviously nie alles speel nie, en 12 kakkerig. Dit try namaak. Ja. Korn was groot op daai tyd. Ja. So Ja. gekak. Ja. Daai Ja. tipe shit. Ja. My broer het ook daai stuff ja. obviously geleer en gejam. Dit was lekker. Ek bedoel dit was Ja. cool. So en toe so 'n paar jaar na dit, ek dink so standaard 9 rond voel dit vir my, het ek en Frannie begin jam. Voel asof my lewe so al verander het toe Franco en Wynand my eendag kom optel het by my huis terwyl ek nog op skool was. En toe het ons so half gepraat daaroor om 'n band saam te begin, want ek dink Wynand het gedink ons is te kak. So toe het hy aangehou sound engineering doen en ek en Frannie het toe saam met 'n paar ander dudes 'n band begin. Ja, so dit is eintlik wat ek wou vra, as mense ken obviously Folk of Police Car, maar soos die van die ander bands soos New World Inside. En voor the guy called Gerald. Yes, en ja, ek wou eintlik maar net gevra het soos oor daai tyd, like voor Folk of Police Car, like julle experience en waar het julle gegig en Ek weet, omdat Frannie hulle ouer, ek dink hulle was so half meer tapped in. Frannie was al uit die skool uit. So hy kon okay. so ons het soos Purple Turtle gespeel en daai Yes, tipe yes. stuff. Dis maar waar ons ook Ja. julle gesien het. en So gehoor het. ek weet nie, ek het nie veel te doen gehad daarmee nie. Jy weet, ek was maar nog op skool, Ja. whatever. So ons het maar net geoefen en saam gegaan of ja, dit was Ja. lekker. Songs geskryf en En toe obviously het julle by Folk of Police Car uitgekom en daai band gevorm met nog meer ander members wat julle nog nie meer saam gespeel het nie. ja, maar ek bedoel Johnny Pierre, Snake, Laudu, ons almal was in dieselfde skool. Yes. En so half Ja. jy weet tot om mate toe buddies I guess op skool. Ek en Jaco en Merwe, jy Ja. weet ons was pretty goeie chommies, maar hulle het 'n band gehad. Far From It en toe 22 Stars.
En New Orleans Side en 22 Stars het so half op dieselfde tyd opgebreek. Okay. En toe het ons Fok of Polisiekar gevorm uit daai members wat oor is. Nou jy was meer die frontman van New Old Inside of het julle dit geshare? Ons het dit geshare. Okay. Almal het hulle songs gesing basically. Raffi het sy songs gesing Yes. Ek en onthou nou het van myne Raffi ook. en Franny het syne, ja. En toe julle Fok of Polisiekar vorm, julle albei was nou al frontmen. Ek dink initially Ja. sou dit gewees het. Ek dink Wynand sou maybe leer dromme speel het. Okay. En Franny sou bass gespeel het Ja. en gesing het en ek sou gitaar gespeel het en gesing het. Ek dink dit was die In Fok of. in Fok of ja. En Okay. toe kom Snake. En toe oefen ons 'n paar keer en toe besef ons maar net Fokker, twin Ja. kak. En toe dink ek as ek reg onthou, ek kon eintlik die ander ouens Ja. om te sê presies wat gebeur het, maar Ja. toe maar ons het by Johnny gaan oefen. Mm. En ek dink dis dit soos kom speel maar net saam en toe hy saam John het dis dit soos ja, okay, dis 'n vibe. Maar hoe het julle besluit toe nou wie frontman is? Want julle albei kon sing probably op dieselfde level en Ek kan nie presies onthou. en jy skryf die songs, so dis obviously interesting. Franny het ook geskryf. Ek bedoel Ek onthou hy het ook van die songs Ja. geskryf, maar ek weet jy het obviously- bietjie later het dit so al het dit kind of in sulke rolle ingesplit. Ja. Maar ek weet nie, vir my ek dink ek sou ooit gefight het om die frontman te wees nie, jy weet Franny. Dit pas net vir Franny pas Ja. in daai rol. Like ek En bedoel julle hy het is dit soos ook 'n gevoel en geweet in daai dink so, tyd. ja, Jy just ek- got dit is felt moeilik. right. ek kan nie lekker onthou soos Okay. hoe daai discussions Ja. of daar even ooit 'n discussion was Ja. daaroor nie. Ek dink jy weet as Wynand byspeel en ek speel gitaar, dan was dit soos Franny moet sing. Ja. Maar Ja. ek kan nie onthou wat presies eers gebeur het daar nie. Mm. Maar dit is maar net die obvious, ek weet nie, dit was soos die, volgens my nou Ja. dink ek dit was net die obvious ding om te doen. En julle het obviously baie soos nogals kwaai of aggressive. Jy het baie aggressive lyrics geskryf daai tyd. En of jy het gevoel of jy kwaad is. Weet jy wat het jou kwaad gemaak daai tyd? Ek dink ek was maar net ek het geskien die mense lieg vir ons. Ja, fok, ek bedoel ek dink so. Ek dink ek was so kwaad vir my pa, want as mens nou jou eie kind kry dan besef jy kind of how ridiculous it was. Mm. Maar ek het maar net nie fucking lekker gevoel nie, you know what I Ja. mean. So en ek dink ek het dit maybe geprojekteer op die wêreld, alhoewel daar 'n goeie rede was om so ek dink sonder dat ons dit weet het ons swaaf gesing oor hierdie identity kind Ja. of crisis van jong Afrikaners. Jy weet Ja. ons het aanvanklik dit net kind of die liedjies geskryf vir ons en ons vriende. Jy weet ons het van Alkaline Trio gehou. Mm. Die musiek wat ons geluister het hierdie kind of angry aggressive. Ja. Jy weet dit is waarna ons gravitate het. Maar dit was nogals 'n ding om in Afrikaans te gaan. Ek onthou ons Dis het wat vir ek letterlik Matt van der Shama Matt van der Shama was soos julle is maar ons gaan nooit werk nie. Ja. Jy weet ja, die naam is ridiculous. So Maar dit was letterlik my volgende vraag is julle het in Engels geskryf en toe met Volkspolisiekar en toe obviously met Jewels en so aan het julle besluit om Afrikaans te doen. Was dit moeilik om oor te switch? Het moes jy anders dink daaroor? ek dink dit was aanvanklik so, maar toe want ons het een van die liedjies, ek dink is as jy met 4 speel sal jy brand, dink ek was actually het Franny geskryf in Engels vir New Orleans Side en toe hy net daai woorde vertaal. Okay. So ek weet nie, ons het maar net gedink dis 'n exciting ek dink ons het maar net gedink dis 'n exciting nuwe Ja. vibe. Jy Ja. weet in 'n manier vir vir ons om ons I guess ons het fucking baie gepraat. Ek bedoel ek dink ons het omtrent vir 'n jaar lank elke dag geband practice of gemeet en gepraat daaroor. Ons het op 'n stadium gepraat oor outfits en like ons Dis soos amazing. voortrekker zombies aangetrek het op 'n stadium of net enigiets om soos die ou guards Ja. af te pis. jy Ja. weet. Ja. Want ek dink ons almal het soos nie my so almal het verskillende ouer reise gehad obviously. Yes. So ek moet seker ook net duidelik maak ons het uit die Christen ding uitbeweeg. Dis ook die themes ek wil vir jou gevra het soos mense daar's obviously mense wat nie Fok of Polisiekar luister nie wat sad is vir my. Well, I mean Because it's amazing. Maar watter themes, soos watter themes het julle oor geskryf as jy dink eers ons het ek het nie gedink in terme van themes nie. ja, it just came up. Nee, wel ek het soos like ek die Kurt Cobain se vibes en Ja. ek weet die kuns, die skryf, dit is alles soort van 'n similar ding en ek hou maar van
collage tipe werk en Mhm. dat baie oorgelaat word aan kans soort van, jy Okay. weet, so ek William Burroughs, daai automatic writing, steel woorde uit 'n magazine uit of fucking whatever en sit dit en dan soos imagine jy sulke sinne en jy gaan so Okay. en dan hoe dit val is Ja. hoe jy dit sing of Okay. whatever en dan jy weet dan maak jy Okay. die meaning op na die tyd of So whatever. dit is nie noodwendig like hierdie heavy stuff wat jy deurgegaan het nie. Of ek dit dink dalk- subconsciously, maybe jy weet dit obviously of na hoe die ek tyd voel, besef jy dalk. Ja, na die tyd. Ja, ek voel dit gebeur met my ook partykeer. Ja. Ek sê, "Wow, okay, nou 3 jaar later weet ek eintlik waaroor ek geskryf het." Soos Hemel op die Platteland het ek geskryf in Bubs wat my partner nou is in die klere vibes. Ja. Ek het in sy skate shop baie van daai lirieke geskryf. Ja. En ek onthou ek het daar gesit en gedink commerce of Ja. hierdie Tygervallei is amper meer soos die mense se kerk, die manier Okay. wat hulle vlak soontoe, you know what I mean? Ja. En so ek bedoel daai hele konsep van Hemel op die Platteland het so half uit daai ding uitgekom. Okay. So I don't know. Nee, maar dit is nie asof ek gaan nou 'n liedjie skryf oor. Yes, okay. Definitely nie so Ja. nie. Dis meer soos ek maak notas van my gevoelens. Ek het baie Eysterkoei Sweet, wat se ou se naam? Breitenbach gelees en Yes. digkuns gelees en sulke tipe stuff. So ek was maar in daai mindset van Ja. gedigte skryf of jy weet Ja. ek weet nie of dit 'n vraag was. Ja. Ek weet nie eens waar ons is nou. nie. Ja, ek is nou by iets wat ek actually wil lees, of soos ek wil dit actually reg lees. Ek het altyd geweet dat ek niemand sou wees. Ek voel 'n fok vir myself en ek dink ek's dom. Jy dink ek is seker stupid of iets. Maar vir al die eerste line, Ja. soos ek meen in my perspective, dalk nie in joune nie, maar is jy evidently niemand nie. Jy's nie niemand nou nie. Soos jy het obviously julle musiek het baie beteken vir baie mense en nie nie in 'n weird manier nie, net soos like voel jy nou nog so? Want daai tipe lyrics kom baie op. Ja, ek bedoel ek voel nie asof ek nie soos kyk die self-deprecating humor is soos 'n ding wat in ons ingebou is. Jy weet Ja. ek en Laudo deel dit ook en jy kan dit hoor in die King tracks Yes. en jy weet ek weet nie, dit is maar soos 'n punk ding maybe kom dit van daai Okay. jy weet I Ja. don't know, ek weet nie waar ek dit opgetel het nie of Ja. whatever, maar ek dink nie supremely ek dink nie noodwendig min van myself nie, maar ek dink ook nou nie supremely baie van myself nie. Jy weet Ja. like Ja. en ek dink it's pretty healthy om baie keer te gaan ek is 'n dom fucking idiot. Whatever, you Ja. know what I mean? Ja, sure. Daai is nou maar Ja. uit daai oogpunt uit te skryf, I Ja, guess. dis nie noodwendig so erg like sê jouself sleg die hele tyd in jou eie mind. Ja, dis is nie heel Ja. nee, ek sou nie sê ek was al baie in my lewe suicidal of Ja. like so iets nie. Dis meer like ek dink is meer aspres of like maybe was dit 'n reaksie. Ek bedoel soos dit was nogals ek dink dit was nogals bad vir my ouers om universiteit op te skop en in hierdie fucking band te gaan speel, you know what I mean? Ek dink vir Ja. Frannie se ouers was dit sê net maar heavy dat hy speel in hierdie fuck of polisiekar hierdie. Ja. En my pa is nie 'n Christen nie, so ek dink hy was net soos hy dink net dis 'n kak idee om in 'n band te speel. If you know what I mean. Ja, ek bedoel baie ouers dink ek was dit maar in daai tyd ook nog steeds 'n bietjie strange, right? Ja, ek bedoel ons het nie regtig veel mense gehad om ons careers op te baseer in Ja. Afrikaans nie. En nou doen ons dit Ja. nog met hierdie crazy naam en hierdie Ja. jy weet whatever. So ek dink daai was maybe so half aspris in daai wat ek dink ander mense van my dink in if you know what I'm Okay. saying. So iets miskien. Okay. Yeah, I don't know man. Where do ideas come from? I don't know. They just appear. Ja. Wat 'n movie is dit nou weer? Records. Maar mense, ek dink ken jou meer as 'n liriekskrywer in general, maar hoe baie het jy actually te doen met die songs se skryf, soos die musiekgedeeltes of die melodies, soos as jy kom ons sê nou met Fok of en met Jewels, as jy dit bring, soos wat bring jy of gee like of is verskil dit, Ja. dis nie noodwendig altyd dieselfde nie. Ek dink dit mense ken jou meer as jy skryf lyrics, maar ek dink jy doen
meer as net dit. Ek dink ja, baie keer sê mense net dit sodat dit die conversation vinniger kan verby wees. Ja, Ek weet maar nou hoef dit nie. Ja. Nee, maar want soos ek weet nie of jy kan onthou nie, maar daar was 'n stadium wat mense musiek geluister het en nie die verskil tussen die bass en die gitaar kon gehoor het nie, you know. What I mean, maar dit is obviously baie lank terug. Ja, En dan weet mense nie lekker hoe werk daai yes, staf nie. ja. Maar ja, ek bedoel dis regtig iets van alles. Ja. Iets soos maak of braak, dink ek het ek alleen geskryf op my akoestiek Okay, gitaar. Maar iets soos Hemel op die platland het ek die lirieke geskryf en Franny het dit actually getoon set. Okay. Jy weet en dan het ons dit in die bandroom, jy weet dit dan join as 'n lead gespeel of Ja. whatever. Maar En soos dan wat met Jewels, hoe lyk julle setup? Want jy en Peer en Freddy. Fred skryf. ja, so ek wonder ja, dit verander ook maar oor die jare. Ek bedoel aanvanklik was dit ek en Peer en Johnny in Jebels. En ek dink Peer het sê nou maar Lia meestal geskryf en ek onthou ek en Liam het soos maybe 'n line verander of bygesit of whatever. So dit is regtig en Tamboti Boom dink ek het ek die chorus gehad. Okay. En dan ek en Peer die verses geskryf. Maar ja, ek kan nie lekker en dan Johnny maybe 'n track gehad en ek en Peer het daaroor geskryf of ons het op Peer se pa se keyboard basic kak. Ek weet, jy weet, like Okay. dit's maar net saam rondtos kind of stuff, maar daar's definitief wel songs wat ek Ja. nie baie nie. Dit gebeur nie baie dat ek volle songs klaar skryf en En gaan dit gee hierso is die song. Ja, maar jy het ook deel in die musiek en die melodies. Dis nie Ja, net ons sit maar lyrics saam, nie. dis maar 'n groep, dis maar 'n groep effort, Ja. verseker, in die hele proses. Ja. Jy weet almal die Snake die drummer. Snake gee ook baie input in die Yes. production van die stuff. You know Okay, what I mean? So ek yes. bedoel dit is maar moeilik om te Ja. regtig ek hou nie van die woorde tel Nee. vibe nie. Ek wou net establish dat jy is ook deel van die musiek. Dis nie net dat jy woorde bring nie. Jy maak ook melodies op en jy skryf ook op jou gitaar en Sure. Ja, Ja. ja. Maar ek dink dan soos Johnny en Fred is baie beter gitaarspelers as ek en Yes. instrumentaliste. Ja. En jy weet ek dink hulle het ook 'n wat breër kennis van melodie en hoe goed is. Ek kan nie harmonies, ek weet nie hoe dit werk nie. Ja. Maar jy weet so hulle is maar net great met albei het hulle eie fucking baie. Ek wil hulle nie saam onder een Ja. kam skeer nie, maar Fred is byvoorbeeld amazing phrases en ek het nou al gewoond geraak om 'n song net te skryf in 4 chords. Ja, en dan kan hulle dit Dan sal iemand Ja. anders dit cool maak Ja. op die gitaar en jy weet dan sal ons saam workshop aan die ja. aan die melodies om dit catchier te maak, maar jy weet self met liedjies die grootste ding is om net iets neer te kry. Totally. En jy weet ek Om net met iets te begin. en ja, en dit vat ek weet nie of jy die kykers al self ooit 'n song geskryf het, maar dit vat dan nog ons guts om dit te speel vir iemand anders. Maar ek dink Ja. nie en ek dink baie keer raak mense trapped in daai ding van die song is nou nie goed genoeg nie, maar jy weet dit maak nie eintlik saak nie. Ek dink solank Ja. daar net iets is, al is dit kak. Ja. En Ja, as ja. een line en as Ja. een feeling, dan kan mense dit altyd Ja, ek moet sê dis nou 'n bietjie side note, maar dit is ek meen ons skryf vir mense wat nie weet nie, ons skryf baie saam en jy is iemand wat want daar is maar in ons wêreld is daar ego as dit kom by hierdie goed en jy het my nog altyd gemaklik laat voel om idees te pitch. Like ek voel glad nie like dit en ek soos jy nou sê, mens kan so voel. Jy kan voel soos ek voel bang om my idee te deel want wat as jy nou dink dit is sleg of wat is Ja. jy weet, maar jy het my nog altyd laat voel dat ek kan idees deel en jy is obviously mense ken jou. Jy's 'n baie bekende skrywer en vir die bands en so wat jy mee involved is so. Ja, ek wil maar net sê thanks vir dit want dit is nie Ja, dis nie dis dis nie altyd hoe dit werk nie. Ek love it. Daai is actually my favorite deel Ja. van die proses. Is daai om idees uit die ether uit te trek en Ja. like in hierdie jy weet daai moment of creation is actually my heel favorite deel. Ja. Ja, ek dink dit is wat nogal cool is want soos die mense saam met wie ek in die bands Joel ken ons al so lank. Ja. So dis nogals lekker om in so 'n safe space mens self te kon geskaaf het as Ja. musikante. Jy weet ons het obviously net saam met mekaar deur daai ego kak gegaan. Ja. Dit was obviously daar en Ja. voel
in die gesig gevat as iemand nou nie hou van 'n idee nie Ja, of whatever, maar ja. oor tyd raak mens nou maar net Ja, callous daarvoor of whatever. en weet. jy wil maar die beste idee moet wen. Ja, right? Jare, ek bedoel dit kan moeilik wees. Daai ego in die writing room Yes. is Ja. irriterend. Ek probeer my bes om net regtig die idees uit te hoor en nie te worry oor as ek jy weet. Ek meen ek skryf nie saam met veel meer mense as jy nie. Ek het al getry en partykeer werk dit en partykeer is dit nie dan is dit nie noodwendig so suksesvol nie. Ja, Maar it does happen. ja, dis interesting. Wat het sorry, Nee. wat het jy al alles geskryf? Like wat behalwe musiek? Wat het jy al boeke geskryf? Het jy al movies geskryf, series, enigiets anders? Ek het al 'n skrip geskryf wat nog niks wat gemaak is nie. Ek bedoel Okay. die liedjies is dit is maar Ja. wat die potte aan die kook hou. Is Maar daar ek stel belang in ander stuff en ek het soos konsepte vir boeke al en yes. soos ek sê ek het al 'n skrip geskryf. Ek en 'n vriend van my Jaws ons collab so half wanneer ons kans het op goeders. Ek sê ja, so al daai goeders van toe ek jonger was wat Ja. ek gelike het tunes, movies, Yes. boeke. Ek sal nie mind om dit te maak nie. Jy Ja. weet omdat op 'n manier voel ek asof dit so half my lewe gered het in a way. Ja. En geleer het van die wêreld en mense en empatie gekweek het en al daai tipe stuff. So jy weet I wouldn't mind paying that forward. Ja. Maar ja. Sal jy ooit act in 'n movie of 'n series? Dink ek is 'n actor ja. Maar jy het iets al gedoen hè? Nee. Saam met iemand het jy nie? What the fuck? Ek het iets gesien van jou. Wat? Ek het iets gesien iewers. Jy het dit Ja. geshare. Ek weet nie wat dit was. Dis iemand soos is dit nie 'n gedig van jou en jy het in dit geact het soos in 'n Dis Jaws. Okay, dis Jaws se ding. Hy het stilte gedoen of whatever. Ja. Ja. Ja, maar ek bedoel dis is nie regtig het nie acting nie. Dis gepraat soos nie. ja, Ek dis dink- so staan daar maak jy ou oom toe met 'n blanket of whatever. But still, ek bedoel Ek weet die acting in music videos is not acting. nee, dit is Laudo kan act. You know yes, what I mean? ja. Like- Ek dink die om scripts te leer is vir my die probleem. Ek kan nie like onthou, ek kan altyd onthou wat ek moet sing. Ek kan nie onthou wat ek moet sê nie. Ja. Even like soos auditions wat ek al gedoen het vir castings, ek kan nie onthou nie. Ek dink hier is 'n maklike ding nie hoor. Ek dink jy weet soos Ja. I don't know. Ja. Acting not on my list of Ja. things to do. Sukkel jy om te skryf partykeer as jy moet songs skryf? Um, Of is dit nou al redelik gehoun? fuck, ek wil nie sê nee nie, Ja. want obviously. Ja, maar sukkel mens. Maar dit is al Ek meer het nogal ingeoefen. ek dink nie ek rely soveel meer op daai overwhelming spark van inspiration om Ja. te kan Ja, skryf. dis 'n great plek om in te wees. Uh, Ja. uh, Ek sukkel nog met dit. Ag maar ek dink mens leer vir jouself maniere om aan die gang om die engine te start of Yes, whatever. Jy yes. weet like Mm. ja, ek sou nie baie daarvan hou om onder pressure soos ons moet nou 'n liedjie skryf in Ja. 20 minute nie, maar- Ons gaan nou 'n liedjie Ja, skryf. maar ons kan probably kak wees. Maar ek dink dit is maar daai vibe van ek weet nie man, daai ding van jy weet failing is learning of Ja. whatever, jy weet. Ja, en ek dink mense mense moet is- net nie bang wees om Jong kunstenaars is baie bang vir dit want ons deel nogals met jong kunstenaars en ek voel dit is daai thing van failing like nee ek gaan fail is like dis jy moet like dit doen dit en laat die sang sleg wees en gaan aan en skryf weer en hou net aan dis om die dit te vinnigste doen. manier om te leer, maar dit was wat nogals lekker was, I guess van op hoërskool in bands speel ook. Jy weet wanneer dit nog nie so erg saak maak of maar nie Ja. seker enige tyd van jou lewe saak maak nie, maar ek I don't know. Hoeveel songs het jy dink jy nou al geskryf? Ek dink my Samro lys Ja? is soos 300 of something. Okay. Ja. Dink jy's al 'n bietjie verder as dit. Ek dink Ja, die nou. het nou die dag actually gecheck. Hoe is dit? Ja, die wat hier agter die kamera staan. Nee man, vol. Um Maar ek bedoel dan is dit nie soos ek skryf die song. yes. Jy weet dan is dit like I don't know, 5% of hier en daar skryf 'n verse. Wanneer jy het jy al gesit en skryf? Okay, soos obviously vol koffie en heuwels is tog ons baie verskillend. So maybe is dit meer in heuwels se wêreld, maar dat jy gesit het en 'n sang geskryf het of julle saam dit geskryf het, maar dan het jy die gevoel gekry van this one's gonna be it.
Yes, daar's 'n oomblik in elke session wat so voel. Okay, dis great. Ek Is dit bedoel, nie? julle songs is mostly Nee, maar ek bedoel selfs die songs wat ons skryf en ek bedoel mens moet tog so voel om dit klaar te maak. Yes, kind of maar dan het dit soos nogals groot gegaan. thing. Ja, ek is nogals bad met dit call. Okay. Ja. Okay. Ek het my favorite songs is altyd soos die least streamed of like, you know what I mean. Wat is jou Ek onthou my voorbeeld is like Franny en Karen se toe vind ek jou. Ja. Ek was like, oh, it's nice. You know what I mean? Okay. Songs cool, whatever. Ja, It's dit blaas dit fucking op. Maar explode, dit werk baie keer so dink ek. Jy dink dalk van julle songs van Jewels of so. Ek bedoel, ek sê dit nou want Volkhof is nie commercial nie, maar daar's obviously songs wat groter gegaan het as ander met Volkhof ook, maar met Jewels is julle point dit meer na dat dit commercial en pop is, right? So Ja, maybe nie eers so as Pris nie. maar die intentions is seker 'n bietjie anders met hoe julle dit aanpak. Ek wonder hoe, ek kan nie eers onthou hoe Nora Cinema gewerk het saam met Appel nie. Ja, wie het eers Weet jy- geskryf of Ja, ek dink ons het die chorus gehad. Ag maar dit jy weet Ja. daai goeders gaan Ja. deur so baie. Ek probeer nou dink aan 'n voorbeeld. Wat dink jy is 'n groot song? Ek onthou Peer, ek het nie aan Beloofde Land geskryf nie, maar Ja. ek onthou Peer was soos hy ding ons het Ja. hy dink hulle het 'n hit Peer. Wel, ek dink dit is soos okay, daar was obviously meeste van die songs van julle raak so groot, maar dit is vir my gevoel nie môre nie nou het weer soos like it just really hit. Dit is interesting. Ek bedoel dit het ons verbaas. Dit verbaas my Ja. hoe groot dit is, especially vir hoe dit klink. So daar Die was 'n genre verbaas, daar was so 'n Ek is maar meestal verbaas as die Okay. liedjies goed doen, omdat ek so half geleer het om nie my expectations te hoog te kry nie, jy weet. Ja, So ek weet nie. Ek dink nie regtig, ek probeer om nie soos te dink. ja. Net omdat ek al nie seer gekry het nie, maar ek het al gedink 'n song gaan fucking huge wees. Ja, ag gebeur dit dit net gebeur maar Ja. met ons almal. So, I Maar don't ek know. bedoel al twee daai bands is so suksesvol en julle gig die hele tyd. So I mean, you're definitely doing the things. You're doing the things right. Dit is bevolking te hoor, obviously as mense in die middel van die ding is dan Ja. voel dit altyd ons kan nog beter. Ja. You know what I mean? En dit Ja. jou doelwit Ja. skuif of jou doelpaal, whatever, Ja. jy weet jou goalpost skuif so half. Maar dan is daar ook nog jou eie stuff, right? Ja, ek jy vergeet het- altyd nog. jy het van jou eie songs uitgebring en in Engels. Ja. Gaan jy nog van jou eie solo stuff uitbring? Ek dink so, ek wil, maar dit ek Is sukkel daar- om te justify soos om die tyd wat dit nodig het Yes. te spandeer daaraan, jy Ja. weet. Maar ja, ek bedoel dis vir my van Sal jy dit mostly Engels hou? ek dink ek gaan nou 'n Afrikaanse sang uitsit. Ek weet nie, maar dit is soos ek weet nie, dit voel vir my asof daai kat nooit werk nie. Jy weet like Engels. Engels en Afrikaans om dit te meng met mekaar, maar ek bedoel Maar as jy het nou nog nie Afrikaans een solo getry nie, right? Nee. Maar ek skryf so baie Afrikaanse songs vir ander mense Mm. dat ek maar net gedink het om nou nog iets te moet diferensieer binne in dieselfde taal is maybe want mense is al klaar so confused oor wie vir wie speel en like jy weet hoe dinge werk en whatever ek Ja, ja, maar ja. maybe maak dit die saakie maar ek bedoel as jy soos die Engelse songs dink ek dink jy weet dit is al oud ek weet Ja. wanneer daai Killing Time it's just this is Ja. like COVID tyd of Ja. whatever Ja, it's been a while. en toe die Engelse songs net uitgekom en so ek wil dit Ja. actually nog justice doen en 'n Ja. album maak maar Ek het al van jou Afrikaanse goed gehoor. So ek sal soos excited wees om dit dit die een Afrikaanse ene. Ek dink dit is 2 al vir my ek gestuur. nog een? Maar well, daai een song is baie nice. Ek sal nie al titles Ja, goed ja, ja. sê nie, maar dis baie nice. Dis Ja, baie ek dink ek gaan nou mooi. daai ene uitsit, maar ek Ja. probeer nou dink of daar nog een is. Dan Maybe gaan was ek die twee dit doen. maybe was dit doen nog een. Maybe was dit soos 'n maybe was dit nie vir jouself nie. Maybe was Maybe. dit net Ja. just something else. Ja. Watter artists of genres, maar kom ons maybe sê 'n artist of twee wat jy love, maar wat mense nie noodwendig sal verwag dat jy luister na nie. Yes, ek sê altyd ek het dit al 'n paar keer gesê so ek weet nou nie. Ja. Maar Whitney Houston se I Wanna Dance With Somebody is Ja. een van my favorite tunes of Ja, all time, ja, but maybe dit- mense nie verwag nie. Het jy maar al die Kylie Scott een gehoor wat hulle haar stem by sy soos 'n nuwe version? maybe het ek Dis dit al was gehoor. mooi. Dis 'n piano. Sacrilege.
Ek weet maar Whitney is 'n amazing vocalist. Like Of ek's course, ja. ek's nogal so fan. Ag, I mean, Ja. ek luister Olivia Rodrigo, dink ek is Yes, amazing. yes. Daar's so girl Karuk wat ek dink baie cool is. Ek weet nie wat mense dink ek luister nie. So ek weet nie wat hulle gaan Ek verbaas nie. dink Olivia Rodrigo is like maybe een soos wat wat jy sê jy hou van metal en jy hou van die harde stuff. En ek weet nou Propaganda is ook 'n band wat jy love. Hell yeah. So dis cool. That's something I guess wat is 'n bietjie Ek luister actually nogals 'n baie verskeidenheid van goeders. Daar's Alabaster the Plume is so ja. saxofonist wat amazing jazz maak en ek bedoel dit raak my. Ja. En dit is baie cool. Ek sukkel met die proper jazz. Like die timings en jazz is massive. dit is Ek massive. noem dit nou jazz. Maar ek kan soos mainstream jazz kan ek luister soos Nora Jones beats. Like ek sukkel net met die timings en so van wanneer dit uit soos baie weird raak. Dan my brein clutch net uit. Ek het selfs nog ek bedoel Fine Music Radio is op my radio. So en ek dink ek hou miskien al van omdat dit buite my wheelhouse is. Yes. Jy weet ek hoef nie te dink aan lirieke of hoe hulle dit nou gepackage of wat is die gitaar tone of like Ja. jy weet so Ja. I mean Maybe is ek net 'n plat kop. nee, ek verstaan nie wat daar Dit is aangaan. crazy, ja. Hoekom help jy mense so baie in hulle loopbane in musiek? Want ek weet jy doen musiek saam met soos jy sal net iemand sal jou net vra wil jy sang saam met my doen sal jy kom feature en jy En die oomblik klink dit altyd vir my lekker, soos ja, bevol. Okay. Ek like die groepwerk ding. Ja. Ek weet nie dis vir my so sal jy by my kom speel kind of thing. You know what I mean? Soos kinders. Dis oulik. Dit's lekker. Ek bedoel ek love dit om saam met mense Ja. te werk en in daai kamer te sit en kreatief te wees. Dit is my favourite ding. As ek dit die hele dag kon doen dan sou dit awesome gewees het. Okay. Ons het vir Klankmedia, jy weet wie's Klankmedia op Ek weet nie wie dit is nie, maar ek ken die Yes. ken ek die persoon. Ek weet nie. O, Ek weet nie, maar ons het vir hulle gevra om vir jou 'n vraag te stuur. Okay. En die vraag wat hulle gevra het is as alles môre weg is, die streams, die followers, geld en fame, sal jy steeds musiek maak en hoekom? En dit was eintlik 3 vrae en ek het hierdie een gekies want ek dink jy kan nogal cool insight gee oor so 'n vraag. Ja, ek dink ek sal nog steeds liedjies skryf en shit, Ja. verseker. Dis nou maar deel daarvan. Ek bedoel, dit is funny want geld en fame, it's not really applicable. Maar dit is soos ek dink dis eintlik ook iets wat jy bietjie kan oor elaborate is hoe want vir jong mense wat dalk hierdie kyk is soos hoekom doen jy wat jy doen? Like hoekom is jy in musiek? Ek weet nie hoekom ek dit doen nie. Okay. I mean, dit voel vir my meer soos asof ja, I don't know of dit gaan sin maak nie, maar dit voel meer soos 'n push as like a pull vir my. Ek weet nie hoe om te verduidelik. Is dit soos dit trek jou in of dis like jy kan nie wegkom van dit af nie. It's like it's just always there. Ja, well it depends obviously on hoe my lewe nou werk. Sê net maar die bands gaan weg en ek verdien nie meer 'n salaris, dan sal ek probably iets anders moet doen en maybe minder tyd hê om musiek te maak. Jy weet, which is my gitaar sal altyd al wees. Ja. Dink ek sal altyd skryf. Ek bedoel dit is nou maar net deel van my bestaan. Maar ja, ek weet nie. Die need om te create en om myself te express is al daar vanaf ek jonk is en I can't imagine that'll go away. Ja, ek kan baie relate met dit. Ek weet nie hoekom ek doen wat I don't know why. Ja. Jy weet, ek weet nie wat ander mense se redes is vir create nie, maar ja, nee, ek kan baie relate met daai. Ek voel ook dat dit trek my altyd net weer terug. Al het ek tye wat ek voel like ag, jy weet nie, hierdie dit maak my seer amper in a way. Ja. Like en dan geen reward nie. En dan trek dit my net weer like dan ewe skielik is daar net weer 'n idee. Maar dis is ek bedoel dis is 'n pressure wat bou en dan moet dit uit. So ja. Jy weet ek het dit gedoen voordat ek betaal was om dit te doen en ek sal dit probably doen nadat mense betaal of whatever. Dit is exactly dit. So dit is idee is nou 'n bietjie soos 'n ander segment van wat bietjie wegbeweeg van musiek af. Hoe's jy met vergifnis like in general in jou lewe? Gee jy mense kansse of is jy soos jy het my seer gemaak. Cheers. Ja, ek dink ek's nog as 'n softie daar, ek bedoel. Ja. Okay. Dink ek vergewe mense pretty easily. Ek dink ek doen ook. Ek vergewe maklik. Maar ek dink ek het ook by 'n plek gekom waar ek met my boundaries bietjie beter instel want anders is dit tot die detriment van jouself. Maar boundaries is baie moeilik. Kyk, ek dink ek voel nog nie asof
iemand my heavily gerang het nie. Jy weet, so dit is dan maybe maklik om te sê ek vergewe nogals easily. Okay. Weet byvoorbeeld nie of ek iemand maklik sal vergewe wat iemand naby aan my vermoor nie of something. Jy weet as Sure. mens daai Ja. true crime dockies kyk, Ja. wat Dit is mense baie die anders. moordenaars vergewe, like ek weet nie. Dit is Ja. nogals moeilik om myself te plaas in daai Mm. ekstreme situasie, maar Ja. ja, fuck, ek bedoel ja, I don't know. Is daar dalk 'n seer in jou lewe wat jy gevoel het nogals geshape het aan wie jy is? Dink my ma se dood het possibly iets geshape aan my. Fascinasie met die dood maybe. En ja, seker maar net om te deel met daai loss was nogals 'n Ja, 'n en ding wat langer gevat het as wat ek selfs gedink het dit vat op daai stadium. okay. Ja. Maar jy was jonk. Jy was Ek was so 14, ja, Ja, 13, 14, so that something like is a that. difficult age om weer so Ja, te gaan. en dis nou lank terug, so ek Ja. bedoel en mense vergeet mos so half die kakdele. Maar ek onthou dit het my nogals ge affect. Alles so 'n bietjie grys gemaak. Ja. If you know what I mean. Ja, totally. Ja. Jy het al gesê jy's 'n feminist. Nice. Wat beteken Prove dit? Wat beteken dit vir jou? Soos as jy dit moet opsom. Ek weet nie, ek het dit my net gesê om reaksie te ontlok. Ek weet nie. Ja. I don't know. Ek weet nie, ons het vroeër gepraat daaroor. Yes. Ek geniet nogals die feminine point of view en die feminine voice Ja. op die oomblik. Dit kan wees omdat ek met dit is funny. Ek weet nou nie wat die fuck ek bedoel het toe ek gesê het ek feminist is nie. Maar jy weet ek is saam met 'n enkel ma groot geword. Ek is nogals 'n fan van die underdog. Ja. Ek like dit om te sien as die underdog die hand wat voer Ja. byt of you know what I mean. Ja, Ek ja. dink daai vibe en so ek what is being a feminist mean? Ja. Ek vra nou vir jou. Weet jy? Ek dink dit wel daar's obviously nou baie shoot-offs en so van Ja. dit, maar ek dink dis maar net om daar is om daar's 'n gevoel vir ek dink vir vrouens dat ons word baie keer minder geag of soos hoe ons gehanteer word is not on the same level, like ons is altyd bietjie Jy onder. het dit al vir my gesê, net Ja, ding. ja, en ek dink vir my sal dit net wees dat daai nie weet dat daai weegskaaltjies of so moet beter sit. Want ja. Ja, maar- shit man, ek bedoel dit is ja, ek weet soos in die corporate wêreld en Ja. sulke tipe kak en ou instansies veral is dit super male driven. En dis even net soos basic comments dalk in 'n conversation of in 'n dag, klein goedjies even wat Ja. kan maak dat dit voel it's not the same. Ek haat net daai old school male dominant vibe. Ja. Ek haat dit en Ja. dan sal ek enigiets wees wat teen dit is. Ja. If you know what I'm saying. Ja. Maar dis goed want ek weet nie, ek voel dit is 'n fresh breath. Hoe sê mense 'n A breath of fresh air. That one. Whatever, ja, I don't know. that one. Ek weet nou nie daarvan nie. I Ja. don't know. Nee, Soos dit- ek sê, ek weet nie ja. eintlik wat dit beteken nie. Ja. But that's a good answer. Maar ja, ek weet nie. Eintlik dink ek met sulke blanket goeders Ja. werk nie. Ja, Ek- dis te oop. Dis ja. en dit is maar van is dit scenario tot scenario of jy weet Ja. mens met die Ja, ek hoor jou. ja. Dink het jy al gehoor van of dink jy daar's soos assumptions wat mense oor jou het wat nie noodwendig so is nie? Ek weet nie. Jy weet nie. Ek weet nie hoe baie tyd mense spandeer om aan my te dink nie, you know. So, I don't know wat hulle weet van my. Hoor. Ja. Nee, ek is jammer, ek Dis het okay. geen idee nie. Ehm Ek weet op 'n stadium lank terug Ja. het mense gedink ek is super nors, maar maybe was ek. Ek- Ek was wel as ons nou weer net vinnig terug jump na daai tyd toe. Ek was so 16 en dan was jy 18 waar ek jou gesien het en ek het gevoel dis like jy's nie approachable nie in daai tyd. Like Ja. of dis like soos jy's net soos jou kop Amazing. geknik het soos hulle sê. So Ja. maar ek het net gedink like die ouens is maybe net kwaad. Ja, ek dink ja, kwaad. Something, ja. Ek dink actually maar net self-aware en self Ja. like wat noem is dit self Ja.
ja, ek was net Mm. nervous Ja. probably en dan Ja. kom dit af as snors of something. Maar dit ek dink gebeur met introverts ook, like mense dink dalk dit is so, maar jy's eintlik maar net daar op jou eie, mense wat just Dat beteken jy almal moet nou met my kom praat. Ja, nie, ja, dis leave me alone. So ek moet ook net gou so 'n bietjie hierdie stuk lees want dit is 'n langerige vraag. Jy het op prating, né? Het julle het so 'n bietjie gepraat oor anxiety stuff, anxiety issues en jy het gesê jy het gedink dis bietjie uitgesorteer. Peach het gepraat oor soos jy hoef nou nie die dwelms van die apteek te gebruik nie en toe sê jy the real bad shit. Ja. En toe sê jy dink dat jare se marijuana gebruik het jou gehelp om dit te verbeter, maar en dit om dit te cure, maar obviously ek ken jou ook nou al 'n bietjie Ja, en dit nou basically omgeswaai. en so nou wil ek gewonder het wat het gebeur van daai tyd af na nou toe as jy nie mind om daaroor te Nee, praat ek mind glad nie. Ek dink die dagga vibes het gehelp om my kortisol wat die streshormoon is basically laag te hou vir Ja. lank. So ek dink dit was 'n selfmedikasie tipe mechanism. Maar ek kry al panic attacks vandat ek jonk is. Jy weet, op sulke cycles. Ja, elke paar jaar sê nou maar. En toe ek dagga ontdek op 18 of whatever, toe is dit like holy shit, hierdie is amazing. This is amazing dat mense so kan voel. Ja, Like, ja. maar ek dink ek was maar in 'n constant fight or flight kind of vibe. Jy jy sê weet. dis rof. En dan die dagga help jou om daar uit te kom. En so 'n paar jaar terug, ek bedoel ek onthou ek het gesê mense moet net deur daai paranoia rook en Yes, fucking whatever. yes, En ek het dit yes. en ek het dit gedoen en dit het vir lank gewerk. En toe het dit net kind of op 'n werk, jy weet, toe die panic so half teruggekom. En ek weet nie nou met meer verantwoordelikhede en staf, ek kon net nie in daai panic lewe nie. Yes. So ek het soos in my brein het ek basically twee opsies gehad wat was soos of ek kan nou weer 10 gram mushrooms doen en dit so half jy weet en daai kak net weer oop blaas en dan is mens weer fine vir 'n ruk of whatever. Ja. Of ek kan actually nou maar vir die eerste keer die pharmaceutical Ja. roete gaan en ek het en dit werk vir my bevolk. Jy Okay. weet dit is ek is op 10 mg Lexamol nou Ja. en ek dink dit is En jy sal dit nou is aanbeveel. amazing. Opposed to dat Wel ek jy sal gesê aanbeveel het- jy gaan sien 'n psigiater like jy exactly. weet whatever. Daai hele Ja. proses, Ek maar dink ek was maar ek het ander mense sien struggle yes. met medikasie en sulke tipe staf en ek dink dit het nogal so 'n bad vibe by my gelos. Maar fuck dan doen ons kokain van een of ander vuil toiletbak af. You know what I mean? Maar dan is dit soos nee, hierdie fucking pharmaceuticals is bad vir jou. Ja. Maar dit was soos 'n mindset I guess wat jy gehad het teenoor Ja, fuck, wat jy mense- gedink het dit is. Ja, maar, exactly. Mens maar- maak mos nou maar sulke stupid kak vir jouself op. Maar nou help dit. Ja, ek dink is amazing. En toe ek het actually op 'n dag gerook toe ek gegaan het vir neurofeedback wat sulke brain training is. Dis basically om jou brain waves in 'n optimal position in te of state in te kry. Ja. En jy kan nie dag gerook as jy daai stap wil doen nie. So toe het ek maar net daai opportunity gevat om nog 'n crutch te kick. Jy het onlangs 'n nuwe klere reeks begin. Hunter Kennedy Co. Baie geluk. Thanks. Mense sê baie geluk, maar ek is like Dis is is crazy. it a gift of a curse? Ek is nooit seker nie. Ja, maar waar het dit begin en hoekom en So daai interest in fashion, ja. ja, interesting. Jy weet ek sien dit eintlik nie as fashion nie. Ja. Fashion is vir my soos daai ek weet nie. Ja. Ek weet nie eens hoe om sy naam te sê, Yves Saint Laurent of like Ja. Giorgio Armani Ek of weet ook nie maar jy weet weet wat om dit te sê. I don't know. Fashion is nie heeltemal fashion vir my nie, maar Ja. ek love nog altyd soos klere Ja. en om cool klere, jy weet ek hou van Goeie klere ja, of I quality don't know, ek klere. weet nie, net soos ek sal 'n spesifieke look in mind hê. Al is dit nou 'n Slayer shirt met 'n shirt onder dit en hierdie spesifieke baggy pant of Okay. whatever. Jy weet Ja. dan sit soos daai is nou die vibe of die look of whatever. Ja. En dit jy weet dit het so half kyk ek het oor die jare obviously crazy kak aangegaan. Ek het een keer soos daai pink bediende pakkies Ja. aangetrek en gaan skate in die strate daar wat maybe 'n fashion move is. I don't know. Nice.
Maar Nice. ek het oor die jare 'n paar crazy kak al gedra. Obviously, Ja. maar in elk geval, ek het in Bob se winkel gewerk, SPF. En toe het Fokol Felicitas half. Jy weet, toe ons begin toer en whatever, en so kon ek dan nie meer daar werk nie. Maar ek en hy ken mekaar al lank, so Ja. 2001 rond. Sy broer is Jeremy wat vir Keenan XTN manage en Bubs en Jem het altyd skate movies gemaak. Okay. En hulle het soos New Orleans Side gebruik en Jem het actually New Orleans Side gesign gekry by Revolution Records daai tyd. So jy weet daar's maar ek het soos by hulle huis gaan bly en hulle garage mure geverf en 'n video daarvan gemaak vir my kunsprojek op Ja. universiteit. So Ja. ons was goeie chommies en whatever en toe het ons nou baie nou maar so half Ja. divulge. Babs het aangaan om Mischief te begin saam met Christy Vian. Jy weet toe 'n paar besighede daarna gehad. En ek voel asof dit in COVID was, het mag dalk net na COVID gewees het, sê net maar 2022 something like that. Ja. Toe hy ek dink hy soos baie van ons in daai tyd veerigs gehet en ek dink hy wou maybe toe weer iets fun doen of like jy weet vir hom iets wat iets beteken Ja. of whatever. Maar hy het aanvanklik voorgestel ons moet klere want hy het altyd toy machine en hy het die license gehad om die goeders hier te verkoop en in te voer en whatever. En toe het hy voorgestel ons moet weer so ietsie doen en toe ons geskien maar fok as jy ander mense se kak gaan bemark dan kan jy eintlik maar net sowel jou eie ding doen. Ja, ja. En hy was nogal skien vir skoene. En almal het vir ons gesê skoene is 'n fokke mal idee, moet dit nie doen Jy nie. die skoene nou aan. Ja. En toe was ons soos ek fok almal dink is 'n kak idee ons gaan dit doen. Nice. Ag ja, ek Ja. bedoel en toe het ons maar ons chat al vir 4 jaar oor presies wat en Ja. presies hoe en Ja. ja, whatever, there was 'n media company op 'n stadium en toe jy weet ons wou maar Ja. net iets saam doen kind of Ja. thing. Maar ja, En toe se klere. toe raak dit nou hierdie ding en here we go. Okay. Jy Maar moet ja. gaan uitcheck, handdoek in die kou. Gaan koop Dis ietsie. nogals lekker. Ek het een van die nuwe goedes aan. Oh, nice. Ja, check it out. Ripping the merch. Ja. Jy is getroud met 'n dogter, né? Ja. Hoe oud is sy nou? Sy is nou 11. Okay. Wat hou julle van om saam te doen? Dink ek het al gesien sy speel ook gitaar, né? Sy speel ook gitaar, maar ons doen dit nie saam nie. Okay. Ja, ek het maar gedink sy laat haar dit sou my geïrriteer het as my pa die altyd soos Yes. ek weet nie kom Ja. sê whatever. Opinies kom lewer Okay. en seker die persoon so Ja. om dit nie vir haar te spoil nie. Ja. Gaan sy net so ek af hoor aan jou. op haar. Mm. En dit is awesome. Jy weet Ja. sy en haar gitaarjuffrou ek dink sy het nou Olivia Rodrigo song leer speel. Dis Ek dink sy het 'n Gracie Abrams ene gedoen en sy like it. Maar Sing sy of speel sy net? ek dink sy Sy sing sing ook ook. bietjie. Ja, Okay. ja. Okay, cool. Maar sy love dance. Maar wat ons saam doen, ons het Lego bou is like iets cools wat ons saam doen. Een van my favourite goeders is maar as ons soos ek en sy vir 'n naweek weggaan en net chill whatever in 'n dam gaan swem en braai en Okay. whatever. Ons kyk graag movies saam. I don't know man, ons Cool. hang maar uit. Ja. Ja, Cool. Ek het 'n laaste vraag vir jou. okay. So die musiekindustrie, jy was obviously nou al baie lank tyd deel van dit in verskillende capacities en verskillende bands en acts en ek seker dit was al 'n wild ride gewees deur jou lewe en jy's nou rustig as jy dit so kan noem. Jy drink nie eintlik meer, jy drink nie meer alkohol nie. So baie Drink van jy meer water uit? drink jy water. Baie van daai wildlife is jy's nou obviously Ja, soos en ouer ek dink Maria, ek dink om kinders te kry is so half 'n deel van daai proses. Ek kan jy weet. dink. Ja. Ek kan dink. Sleg gesing oor werktrou en kinders kry op 'n stadium. Ja. Maar ja, Ja. ek bedoel dit ja. Maar dit is, I mean, it's obviously dis 'n groot gedeelte van jou fulfillment van jou lewe. Dat is die grootste so. gedeelte van Dit het gevoel asof uiteindelik, jy weet, ek dink ek was altyd op soek na 'n antwoord of 'n reason of Ja. whatever en like ja, om 'n kind te gekry, dink ek wat at least is daar nou hierdie een rede vir aangaan. Ja, dis mooi. Ja. Tot hulle jou begin haat of jou blameer vir kak. Maar Kom ons kyk. it comes back Ja, like ja, it, ja.
Ek wil net weet of jy dalk vir as daar jong mense is wat nou kyk omdat jy al so lank in die industrie is, of jy net enige advice wat jy dink jy kan gee vir in wat ook al 'n manier jy sal wil. Any advice. Ja, ek weet nie of dit advice is nie, maar ek sien met baie jong mense, hulle wil en ek bedoel dis seker nie bad nie, maar dis asof hulle immediately die ding wil aanpak as 'n career. Yes. En ek weet nie of dit die uitgangspunt moet wees nie. Jy weet like en dit is nie regtig advice nie, I guess. Ja. Maar ja, ek weet nie. So ek haat dit net om daaraan aan musiek te dink of kuns te dink as hierdie prestasiepunte wat jy moet bereik. Jy weet Dis dit goed, is nie ja. dit is nie dit is nie eintlik waar dit gaan nie. Ek Ja. dink gaan lewe jou lewe Ja. en maak Dit deel. kuns. Ja. Jy weet Ek hou baie daarvan, ja. ja, I don't know. En dan ja, ek weet nie. Almal se situasies is verskillend, so ek weet nie van Yes. 'n blanket. Maar dit is 'n mooi manier om dit te sê. Ek dink ek relate ook baie met dit om just to moenie noodwendig die song uitsit vir 'n baie spesifieke like dit moet dit wees of dit moet so outcome hê nie. Like just do it because you want to En ek bedoel dit is obviously die complete opposite advice wat 'n record label vir jou gaan gee, right? Ek bedoel ja. hulle gaan vir jou sê jy moet weet wie jou teikenmark is en hoe Ja. jou teikenmark se persoon lyk en wat hy eet en Ja. drink en whatever. En ek persoonlik dink Ja. of dit excite my nie. Dit voel vir my die mense wat longevity het, dat jy kan sien en experience dat hulle doen dit want dit hulle is net regtig lief vir die expression van dit en hulle hou aan om dit so te doen. Nie jy moet die nommers reach nie. Ja, ek wonder of mense dit kan vergelyk met iets soos kos maak of whatever. Jy weet soos dis vir my lekkerder as soos ja, fuck. Nou gaan ek begin praat oor kos, maar soos ek weet nie of dit iets heeltemal te doen het hiermee nie, maar ek hou nie van 'n restaurant met 'n klomp kak op die menu nie. Ek hou Okay. van soos iets wat hulle goed doen en hulle doen daai Okay. een ding en whatever en jy Ja. gaan jy weet so. Special, Tipe ding. ja, Maar special ek bedoel Ja. ons band is nou nie noodwendig so nie, maar Ja. iets soos AC/DC, dis like jy Ja. weet hulle het hierdie een ding en hulle doen daai ding. Ja. Maar ek dink ook soos ek stel belang in expression en ek stel belang om ander mense se ek stel nie belang in wat hulle dink ek wil hoor nie. Ja. Jy weet ek stel belang om hulle te hoor Ja, I of love that. whatever. En dit is soos ek weet nie, dis vir my soos McDonald's versus fucking Ja, die jy weet Griek 'n chef wat kook ja. uit sy hart uit of whatever. Yes, ek hoor jou. Hunter Kennedy, Kenny. Ja, na Um, Boukas. Wat het jy gesê we're sy gonna tweede cut, naam? we're gonna cut Katinka. that, we're gonna cut that part out. Katarina, wat is die tweede naam? Karina. Karina, Ja. close. Dankie dat jy hier was. Jy is Thanks for having me. jy is nie net moer talented en skilled in wat jy doen nie, jy's 'n baie cool persoon en ek is baie happy dat jy hierdie kom doen het en my eerste gas was. Ek het 'n klein gift vir jou. What? Ja, 'n little gift. Ek Oh, wil dit nie shit. hier neersit nie, want dan sal jy dit sien. Maar I knew it. jy kan daar aan die voorkant sien like kind of Wow, wat dit check it is out. en dan Amazing. in die binnekant is dit like 'n upsize van dit. Wow, hoe Ja. awesome is dit nie? Ja, jy kan dit Dude. uithaal as jy wil, maar ja, Holy so crap. ek weet nie, jy kan dalk Amazing. jy kan dit iewers neersit in jou Love it, huis hell yeah. of by 'n pop-up of something. Babs, look at Um, this. Jy moet dit vir hom ja, ek weet nie wat 'n kamera nie. Maar daai ene loop ook. Beautiful. Dit is amazing. Cool. Thanks. This is baie nice from you. This is fucking awesome. Cool man. Thanks for being here. Hey, cool. Thanks. Gaan ons nou ophou. Cut. It's done. Hierdie is amazing.